Stories oor die dood, vertellings van 'n doodsbegeleier, soms komies, tong in die kes, maar in alle pietheid. Toe my eie pa gehaal is. Pa is dood op 'n Sondagnag, 'n gewone Sondagnag, so seker elke ander winters Sondagnag, al 'n hele paar jaar gelede. Maar dit het eintlik al in die week en maande voor dit begin. Ek het nie geweet om al die tekens reg te lees nie. Pa was 'n busy body. Hy was oral en hy was besig, selfs by die kompleks waar hulle gewoon het. Voorsitter van die beheerliggaam, wat 'n vergadering met 'n eysterhand kon bestuur, die dat hy ook 'n oog oral gegooi het en min of meer oral was. Doodgaan was onder geen omstandighede 'n opsie vir hom nie, veral nie in sy laaste jare nie. Dit was nie deel van sy volgende 100 jaar plan nie. Myne ook nie. Dit was iets wat glad nie met hom sou gebeur het nie. Nooit ononderhandelbaar. Hy sou altyd daar wees om raad te gee en finale besluite te neem, al was hy toe al 84 jaar oud en glad nie meer gesond nie. Daarom was dit so 'n verskriklike wakkerskrik en nooit weer slaap nie Sondagnag toe my selfoon gelui het. Het was net na middernag. Hulle het van die hospitaal afgebel met daardie grond onder jou voete uitdruk boodskap. Jou pa is pas oorlede. Jammer. Kan nie wees nie. Dis onmoontlik. Sit neer die foon en moenie my weer bel nie. Julle is verkeerd. Pa dan nog Woensdag teen die trappe tussen die twee geboue opgeklim, van onder van die garages af, op na die meentuise bo en uiteindelik in die helfte bly hang aan die reëling. Hy kon nie verder nie. Sy bene wou nie. Ek het hom daar gekry, nadat ek soos 'n mal ding rondgehol en oral na hom gaan soek het. Ek het na hom geroep. Hy het sy eie stem hees weggeskree om iemand se aandag te probeer kry. En daar kry ek hom toe, waar hy aan sy arms hang, tussen hemel en aarde, aan die skuins trapreëling. Ek en Amos het hom daar uitgesleep. Pa, hy het my daardie oggend laat kom, opgekommandeer. Soos gewoonlik, dit het gereeld gebeur, al hoe meer, uiteindelik, byna elke dag. Pa het gesukkel met selfone, die goed het vir hom ore aangesit, maar hy kon van 'n landlyn afbel, na my selfoon toe, en my rondgeorder. Hy het elke dag vir ons afsprake gemaak. Hy was besig en ek was sy sjofeur, wat hom moes rondry. Sy PA, personal assistant, nie sy pa nie. Maandag het hy in Obasie 'n staande afspraak gehad om by LC de Villiers stadion te gaan eet. 'n mannedag! Dan moes ek in die kar vir hom wag. Ons het gereeld pa se prokureur ook gaan sien, oor die ander kind wat hulle aangeneem het. En Vrydag moes ek vir ander kind by Weskoppies gaan haal en huis toe neem, wat gelukkig op 'n stadium opgehou het. Weskoppies het 'n stokkie voor dit gesteek, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Maar ook moes ons pa se 21 hare gereeld laat sny. Klokslag 1 maal per maand. Daardie Woensdag was sulke dag, toe hang pa aan die reëling tussen die twee geboue. Tussendeur was daar ook ander, meer opwindende afsprake. Ons sou Woensdag na die hare gaan bier proe het, saam met pa se broer, oom Lou, en Pik Botha. Ja, daai Pik Botha. Pik het net nog nie daarvan geweet nie. Pik sou in elk geval nooit geweet het nie. En ek weet nie hoekom het 'n bierproe afspraak was nie. Pa het nooit bier gedrink nie. Hy was 'n whiskyman en oom Lou 'n brandas ou. Maar pa wou rits, oral met my saamry. Donderdag gaan koop ons te kos vir hom en ma, en hy dra die kredietkaart sodat hy kan betaal. Ek mag nie wegloop en die koopwerk sonder hom gaan doen nie. Hy wil bywees, hy wil sien wat ek koop. Hy loop op en af in die gange, hang aan die waantjie. Pa,
Nou wanneer moet ek werk om my eie geld te verdien, as ek die heeltyd moet rondry vir al hierdie dinge? Het ek soms gewonder, maar het was blykbaar nie belangrik genoeg nie. Hy het dit net weggelag. Vrydag, nadat ek hulle kossies reggemaak en ingeskep het, is ons na die diabetes-dokter, wat pa na haar wagkamer op haar mini-poefies laat sit het van 2 uur af tot 8 uur die aand. Ek was woedend. Toe sy later na sy hartklop luister, was dit 'n weghardlooptrein van meer as 130 slae per minuut, en sy bloeddruk was skrikwekkend. Ek het gevoel sy het hom vermoor daar in haar wagkamer. Maar kom ons los dit maar daar. Toe wil sy hom in die hospitaal boender, maar daar was nie 'n bed nie. Ek en hy is huis toe, sukkelend. Pa is lank en groot en ek is net 'n biksie. By sy huis gekom, wou pa iets eet en ek het vir hom 'n broodjie gemaak. Ma was mos op Ensure en sy het 4 uur Ensure gedrink, partykeer 3 uur, partykeer vroeër. Maar pa wou nie gehad het dat ek moet ry nie. Ek het gesê, pa, hier slaaitjie, ek het daarom ook 'n huis hoor, maar ek kom môreoggend weer vroeg hier na julle toe. Die oggend moes ek, onnosel met die tipe goed, seker geweet het, sy uurglas is min of meer klaar. Hy kon nie van die toilet af opkom nie. Dit het in elk geval gereeld gebeur, Almoes moes kom help. Sy bene wou nie werk nie, al van Woensdag af nie. Ek het hom met moeite in my bakkie en tot by die huis gekry Vrydag aand. Hoe hy die vorige aand, daardie Vrydag aand in die bed gekom het, weet ek nie. Miskien het hy gekruip, miskien het my ma hom gehelp sleep. In daardie stadium het die dokter laat weet, daar is 'n bed by Suid-Afrikaans, bring hom in. Hy kon nie beweeg nie. Ek het maar 'n ambulans gekry, en toe het ek met sy groot blou kar agter die ambulans aangery, soos wat dikwels tevore gebeur het, min wetende, dit gaan hierna nooit weer gebeur nie, want dit was die laaste keer. Ek was daardie Saterdag byna heeldag by hom. Hy het my beloof dat sy prokureur ons daar sou uitkry. Ons word onwettig hier aangehou. Ek in die kelder blykbaar, en hy in daardie kamer met al die goeders aan hom. Hierdie is oorlog, my kind. Ons sal alright wees, pa. Wel, bel vir Oosthuizen. Oosthuizen was pa se prokureur. As die son ergens gedreig het om te sak, moes ek vir Oosthuizen bel, namens pa. Ek het nie altyd geweet wat om te sê nie, maar ek moet vir Oosthuizen bel. Sondagmiddag met besoektyd was pa verskriklik deurmekaar. Sy tong het gesleep, sy woorde was totaal onsamehangend. Hy het glad nie sin gemaak nie. Hy het my arm vasgegryp en iets probeer sê. Onhoorbaar. Ek het geraai, dit is oukei, pa, ek sal na ma en Johan kyk. Maar pa gaan alright wees, en sodra pa hier uitkom, dan soek ons vir pa en ma 'n spesiale versorgingsplekkie, want julle twee kan nie meer so alleen bly nie, en ek woon in 'n klein bachelors woonstel op 'n plot, tussen hier en wie weet waar, en ek werk elke dag, of ek is veronderstel om elke dag met sement te werk. Maar nou het my pa se lyf ingegee, en my ma se kop het opgehou werk, en ek weet nie wat om te doen nie. So nou vra julle vir my, waar het ek uitgeval? Bou 'n nasie op so 'n installasie. Ek het so magteloos gevoel. Pa wou nie dat ek Sondag ry nie. Hy het waarskynlik geweet dat dit ons laaste saamwees sou wees. Ek nie. Daarom is ek wreedaardig daaruit. En 12 uur Sondagnag het hy sy plaatjie met sy 4 tande daaraan uitgehaal en na die een hoek van die kamer gegooi. Daarna het hy sy gehoorstuk na die ander kant gegooi. Uiteindelik het hy sy leesbril ook van hom af weggeslinger en gesterf. My naam is Ariana, en ek het ook intussen aanbeweeg, gat oor kop geslaan, sodat ek my veel bewoe onderstel, sonder 'n speel kon sien.
Hier aan die ander kant aangekom, het ek toe 'n paar opsies van hoe om die tyd verder in die ewigheid te verwyl. Vir altyd is 'n baie lang tyd. En koor sing en niks doen nie, is nou ook nie eintlik 'n opsie vir my nie. Toe kry ek die geleentheid om by my ewige sielsgenoot Logarno aan te sluit en om saam met hom diens te doen as 'n doodsbegeleier. Nie 'n doula wat sterwende mense bystaan tot die dag waarop hulle sterf nie. Nee, julle sien mos nou dat ek nie 'n baie goeie doula sou gemaak het nie. My arme ouers om my te moes beerwe. Julle het mos al na my ma se storie ook geluister. Wag, 'n storie vir my ma. Dan sien julle hoe hopeloos ek is en met hoeveel skuldgevoelens ek eintlik moet loop. Nee, 'n doodsbegeleier is ook nie 'n engel nie. Engele is baie spesiale wesens. Jy word nie sommer 'n engel nie. Hulle bestaan meestal van altyd af tot in alle ewigheid. 'n Doodsbegeleier is een van daai's wat in die hoek van die kamer wag saam met die geliefdes en mense wat jy hoop om aan die ander kant te sien wanneer jy sterwend is. Wanneer jy dan die gees laat, stap ek saam met jou en jou geliefdes wat reeds aanbeweeg het deur die tonnel en besorg jou veilig aan die ander kant aan hulle wat vir jou wag, die blaues, die perses en die wittes, daar in die droomwêreld. As jy die res van die boek al geluister het, sal jy weet waarvan ek praat. Maar die storie gaan nie nou oor hulle nie. Dit gaan oor iets baie meer bizar. Iets wat jy dalk nie nou sal verstaan nie. Iets wat ek ook nie verstaan het nie, toe ek nog aan die aarde verbonde was nie. Maar ek skryf hierdie storie, want ek gaan probeer om vir julle iets belangrik te verduidelik. Oor skuldgevoelens van nie daar gewees het vir jou geliefdes nie, en nie daar te wees terwyl hulle sterf nie. Want hier is ek reeds dood, en Logarno wys vir my, rooi liggie, ons moet gaan. Iemand gaan binne die volgende paar minute sterf, en ons moet daar aanmeld, want ons is doodsbegeleiers. En daar staan ons in die hoek van 'n hospitaalkamer. Die mense wat saam in die hoek wag rondom my is vaagweg bekend. Daar lê 'n ouerige man op die bed. Langs die bed staan 'n vrou. Hy gryp haar hand vas. Sy stem werk nie meer nie. Sy oë sien moeilikheid en sy hartklop op die monitor herinner weer eens aan 'n weghol trein. Die vrou trek haar hand uit syne. Sy draai om. Haar gesig is pynvertrek. Sy huil, en toe sien ek, daardie vrou is ek. En dit is daardie middag van die aand waarop pa gesterf het. Nou staan ek hier in die hoek en kyk hoe die lewe uit hom wegsyfer en ek kyk myself. Ek sien hoe hy sy 4 tande aan die plaatjie uittrek en hoek toe slinger. Ek sien hoe hy sy gehoorstukkie ander kant toe gooi. Sy bril met die dik glase val kletterend. En toe kyk hy op na die hoek, hier na ons toe, en hy sien my. Hy roep my naam. Hy steek sy hand uit en ek maak my arms oop. Papa, paps, my pa, welkom aan hierdie kant. Maar Ariana, jou ma is nog steeds aan die ander kant. Wat van jou ma as jy hier is en ook nie meer van die aarde is nie? Hoe lank sterf sy na my? Dit gaan 10 jaar neem, pa. Maar hier maak tyd nie saak nie. Ek gaan terug, ek sal na haar kyk vir die 10 jaar. Ek sal my bes probeer. Ja, tyd maak nie saak aan die ander kant nie, want 10 jaar later staan ek in die hoek waar ma ook sterf, om haar te gaan haal. Dit is my werk. Ek is 'n doodsbegeleier. En wie sien ek daar in die hoek van haar kamer, waar sy in die laaste klompie jare gebly het? Pa, wat toe nooit daardie dag saam met ons deur die tonnel is nie. Hy het gekies om by haar agter te bly, totdat sy eendag by ons
aansluit, 10 jaar later. En nou is ons deur die tonnel. Hulle is deur die gesprekke met die leiers. Hulle besoek my daarna in die helder droom op aarde. Ek sien hulle soms asof hulle nog leef, terwyl ek van die aarde is. En nou sê Lugano vir my, wil jy 'n slag gaan kyk wat met jou ma en pa gebeur het? Wil jy gaan kuier? Wil jy sien hoe hulle aan hierdie kant leef en waarmee hulle self besig hou? Ja, asseblief Lugano, baie graag. Dit sal vir my goed wees om te weet dat hulle alright is en eintlik verlang ek so half en half na hulle toe. Al is verlange nie deel van die emosies wat ons hier ervaar nie. Nou kom staan hier teen my, gee vir my jou hande en maak toe jou oë. En oomblikke later, nou mag jy maar kyk, Ariana. Dit is verskriklik mooi hier van bo af. Die toneel daaronder kan iewers op die aarde ook wees. 'n meer, berge in die verte, troppe diere tussen groen gras. Ons staan op die stoep van 'n huis van soorte. Jy kan afkyk en inzoom op tonele wat jy van nader wil bekyk. My pa se soort plekke, die wildtuin, daar waar hy van gehou het. Ons toer, sê pa agter my. Ons reis en sien die mooiste plekke, ek en ma. Soms ontmoet ons die familie en al die ou vriende en dan is daar 'n wonderlike feesmaal en te drinke. Al word ons nooit regtig honger nie, maar dan is dit 'n baie spesiale ervaring, anders as wat eet en drink ooit op die aarde was. Ou Fritz deel nog steeds vir ons kaartjies uit. Dit is nou Fritz Elof. Ons kan enige rugbywedstryd in die wêreld gaan kyk, enige jaar, enige stadion. Ja, dis fantasties, maar ons verkies nog vrou Loftus. En as jy dink, jy het my boeke uitgedeel en weggegee, maak 'n bietjie daar die deur oop. Ek hoef dit nie te doen nie. Die deur gaan van self oop voor my. Pa se studeerkamer, daar op die plot, sy dubbelry boeke, met elke boek, soos wat hy dit self op die rakke gepak het, nog steeds net so. Hy het nie daais wat op die aarde agtergebly het meer nodig nie. Hier het hy alles, en sommer nog baie meer, en hy bestel elke dag nog. As hulle vir jou vertel dat jy niks kan saamneem nie, moenie 'n woord daarvan glo nie. Skryf jou lysie, vertel vir hulle wat jy in jou huisie aan die kant wil hê. Alles wat vir jou kosbaar is en was, selfs dit wat jy verloor het, dit is nou weer hier by hulle. En nou met jou, jy weet natuurlik dat ons die hele tyd meer bekommerd was oor jou, as jy oor ons, Ariana, sê hy. Ek is so bly dat jy ook nou hier aan die ander kant is. Jy was nooit regtig toegerus vir die aarde nie. En daar skink pa vir ons 'n drankie. En hy skink, want die bottel word nie leeg nie. Ons sal weer saamkom kuier, beloof Lugano, toe dit vir ons tyd is om te gaan. Al is dit oor 1000 jaar van Sondag van nou af, maar ons gaan beslis weer vir julle kom kuier. Mooi bly.